Altyd lekker in die huis van die Here, ek die sitplek neem. So dankbaar om bly vir elkeen wat hier is, want die musiekspan sê dankie. Altyd lekker om saam binne te bedien. Lekker om die naam van die Here groot te maak. As jy Bybel saamgebraai het, gebring het blaai vir 'n saam met 1 Samuel, die 22ste hoofstuk. Ons gaan daar een versie saam lees vanmôre, wat ek vanmôre glo 'n verandering kan bring in jou lewe. Ek was hierdie week was ons saam met van die leierskap by Makoukuil gewees, dis daar in Swartruggens. En ek het daar gesit en ons het seminare geluister van 8 uur in die oggend tot 9 uur in die aand, 9 in die aand partykeer. En ek het baie keer gesit en dink oor, en wonder hoe lank nog voordat ons gaan op die plek wees waar God wil hê ons moet wees. En ek het hier die skrifgedeelte gekry en ek wil vanmôre met jou praat oor dit en ek wil van vir jou langs jou kyk en sê vir hom, tot dat. Net daai 2 woordjies, tot dat. Hy sê vandaag gaan Dawid toe na Mispe in Moab en sê aan die koning van Moab, laat my vader en my moeder tog uitkom by hulle tot ek weet wat God met my wil doen. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanmôre oor ons sien, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid om die Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmôre vir ons sê. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan sê, U is ons God en daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil vanmôre met jou praat oor die woordjie totdat. Klink verskriklik, maar as ek dit so 'n bietjie gaan nalees en ek 'n bietjie gaan ondersoek instel, dat Dawid het na Moab toe gegaan en op hierdie stadium was Moab hulle goed gesind, want Dawid se ouma Rut was 'n deel van hulle gewees. Sy was getroud met hulle en sy was 'n deel van hulle. En dis kom hy sy ouers gevat het en na Moab toe gegaan het en gesê, jong, kan jy vir my na hulle kyk, want ek is op die oomblik op die vlug. Saul het besluit om my dood te maak en Saul het besluit ek is nie goed genoeg nie, en Saul het in sy hart het opgekom dat ek is sy vyand. Nou ek wil ons vanmôre verstaan, want daar's 'n paar dinge in ons lewens wat baie keer kan maak dat mense wat nie jou vyand is nie, vir jou soos 'n vyand voel. Jy kan baie keer deur frustrasie, of baie keer deur woede, of baie keer deur gevoelens wat jy het, of baie keer as jy te moeg is. Ek weet nie, weet jy dit nie. 'n mediese dokter het eendag vir my sê, Ben, as jy voor iemand sit en hierdie ou het jou niks gedoen nie, en hy voel soos jou vyand, dan moes jy al op verlof gewees het. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom het by my op dat Dawid kom op hierdie stadium by die koning van Moab en hy sê vir hom, kan ek my ouers hier los? Hy sê, want ek is besig om weg te kruip. Die Bybel sê in die grotte weggekruip van Adullam, en terwyl hy daar in hierdie grotte sit, terwyl hy daar in hierdie spelonk sit, was dit nie sy graf gewees nie, maar wel sy skool. Want jy sien, op 'n jong ouderdom van tussen 15 of tussen 10 en 15 was hy gesalf gewees as die koning van Israel, maar hy kon nie die troon betree totdat Saul nie meer daar is nie. So daar was 'n tydperk gewees wat hy geweet het hy gaan die koning wees, maar hy het nie geweet wanneer dit gaan plaasvind nie. Hy het nie geweet hoeveel skole of hoeveel dinge hy gaan moet deurgaan nie, en hy het besluit hy sal aanhou totdat hy weet wat God se plan vir hom is. Totdat hy weet wat God met hom wil doen. Nou, ek weet nie van jou nie. Ek weet
persoon wat, ek hou van rigting, ek hou daarvan dit moet reg wees, ek hou daarvan dinge moet eksie perfeksie wees, en dis wie ek is. Maar daar het 'n stadium gekom, wat hier diezelfde David, gegaan het en sy ouers gaan werk en gesê, ek gaan in hierdie spilong van Adulam bly, totdat ek weet wat God se plan met my lewe is, en ek wil jy moet verstaan vanmôre, want dis baie kere wat ek en jy voel, God het ons verlaat, en dis daar kom kere wat ons voel, ons weet nie of God 'n plan het met ons lewens nie, maar ek wil vanmôre jou die waarborg gee, God het hier die belofte gemaak, eintlik Jesus, dat ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, so ek is met jou tot aan die volleinding van hierdie wêreld toe. En sien jy na hierdie gedeelte kyk, toe kom het met my hart op, dat hier sit David. En die grootste ding wat jy op hierdie stadium ervaar, is verwerping. Want jy sien, as iemand jou verwerp, of iemand jou wil doodmaak, dan voel jy nogal, ek voel nie so goed genoeg nie. Hoekom sal hy my wil doodmaak? Wat is die, en hy verstaan die jaloesie, hy verstaan al hierdie goeders, maar terwyl hy besig is met hierdie gedeelte, toe begin die Here met my te praat oor wanneer jy uitkom uit die grot van Adulam. Jy sien, hy is gegaan het en hy is voorbereidings gaan tref het van sy ouers, hy teruggegaan in die grot toe, en hy daar gaan sit, maar binne in hierdie grot, was daar dinge gewees, wat my hart geroer het, wat die Bybel sê, en die Gees van God, het oor David vaardig geraak. So kan ek het maar vanmôre vir jou sê, David het 'n ontmoetingsplek met 'n lewendige God gehad, en hy het geweet, van daardie dag wat hy gesalf is, tot die dag wat hy die troon betree, weet hy dalk nie of dit 10 of 15 of 20 jaar gaan wees nie, maar wat hy weet is, God is met hom, en hy sal oorwinnings behaal, ongeag wat die wêreld sê, ongeag wat die mense sê, ongeag wat hy voel, hy weet verseker, God is by hom. Ons het 'n spreekwoord wat sê tot in lengte van dae. As ons nie weet hoe lang die ding gaan aanhou nie, dan sê ons tot in lengte van dae, my broer. Tot die huis toe kom, of tot die honde blaf, of ek weet nie wat die spreekwoord nie, maar totdat. En daarmee begin ek aan hierdie ding te dink, want David het geweet, God het vir hom iets in stoor, God het geweet, daar is iets beters, en David, hy het geweet, hy is gesalf as koning, maar hy kan niks doen nie, totdat Saul nie meer daar is nie. Jy sien hierdie op my verskriklik laat dink, want ons is geneig om baie keer, as ons nie iets reg kry nie, eerste 5 maande van ons geestelike lewe, of die eerste jaar van ons geestelike lewe, nie, gee ons op. Dan sê ons, pastoor, ek was nou die laas jaar genoem in die Heilige Gees, so miskien is dit nie vir my bedoel nie, of pastoor, ek het nou nie die gawe ontvang nie, so miskien is dit nie vir my nie, kan ek het nog vanmôre vir jou sê, dis dalk nie vir jou bedoel nie, want jy het nog nie genoeg tyd in die grot neergebring, of in jou binnekamer neergebring, waar God jou kon leer, wat hy wil hê jy moet doen nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil my uitkyk begin verander, en ek wil nie meer kyk na dit as 'n probleem of 'n situasie waarin ek sit nie, ek wil kyk na dit as die leerskool waardeur God my gaan laat gaan, totdat hy my kan plaas in die posisie waar hy wil hê ek moet wees. Jy sien, David het iets gedoen wat die ander nie kon regkry nie. In die hele geskiedenis was daar geen reus verslaan behalwe Goliat. Voor Goliat was daar geen reus verslaan nie. En op 'n jong ouderdom het God reeds laat David 'n reus verslaan. En David, toe jy dan begin dink, toe dink ek, is dit nie amazing dat in sy
leeftyd of in sy koninkryk was die meeste reëse verslaan gewees nie. Ek het so 'n bietjie gaan nalees oor dit en dit was my baie interessant, want selfs Jesebel, 'n klein seun van Goliat, was doodgemaak deur sy wapendraer met die naam van Abisai. Maar ek het dadelik toe gaan dink, ek wonder, hoekom het Dawid sy ouers gaan wegsteek, terwyl hy deur die skool moes gaan? En toe onthou ek, wat het my pa altyd gedoen? My ma was ongeduldig, sy kon ons nie leer nie. En ek sê dit met liefde, maak baie lief vir jou ma. Want my ma vra jou een keer. En as jy nie weet nie, dan praat jy lineaal 'n tweede keer. My pa het hom so 3 kansse gegee. En weet wat ek sit nou met mama wat ek gedink, want toe Jacob al die tyd moes leer, die horlosie moes leer. Dit was nag. En dadelik kom het in my hart op, daar sekere dinge wat my ouers my nie kan leer nie. Opdink hulle kan. Daar sekere tye wat ek my kind kan beskerm, ander tye kan ek nie. Want ek weet dit is nie my vermoë nie. En ek wil hê dit verstaan vanmôre, want ek dink as Dawid sy ouers by hom was, sou hulle hom probeer beskerm teen Saul, of hulle sou vir hom gesê het, man, miskien moet jy maar die koningskap afgooi en sê, you renounce it, laat hy dan vrede kry in sy hart, en dan, wanneer dit reg is, dan kan jy dit terugvat. Maar kan ek dit maar vandag vir jou sê, God salf jou nie in jou beste tye nie, hy salf jou in jou moeilikste tye, hy salf jou nie wanneer dit met jou goed gaan, of jy dink jy die een is nie, hy salf jou wanneer jy daaronder in die punt sit, en sê, ek het al die salwing van God, maar ek het niks verder nie, want weet jy wat, niks gaan gebeur nie, maar daar kom 'n dag, wat het sê, totdat God besluit het. Hy het nie gesê, ek gaan nou 'n ander plan maak, of plan B, plan C, plan D implementeer nie, hy het gesê, totdat God. Kan ek maar vanmôre vir jou sê, baie van ons gaan liewer kyk wat ons kan doen, want ons wil nie in die situasie kom wat Dawid in was nie. Dis nie maklik om te sit en wag totdat God praat nie. Ek het hierdie week, terwyl ek in die klas is, saam met hulle daar sit en ons besig om 'n paar goed te doen, toe dink ek by myself, maar dit is baie goed wat ek al gedoen het. En terwyl ek daar sit en ek is besig om te dink aan hierdie goed, toe kom dit in my hart op. Ek wonder hoe lank gaan ons hierdie goed moet doen, en die Bybel sê, totdat God. En daarom begin ek besef dat om 'n kind van God te wees is nie 'n vingerklap episode is verby nie. Dis nie ding van once of van ons is 'n kind van God nie. Dis 'n proses totdat God besluit om ons te kom haal. Dis 'n proses totdat ons die heiligheid van God binne gegaan het. Dis 'n proses totdat ons op die plek kom waar God ons kan gebruik. Ek wil hê moet vanmôre verstaan, is wanneer jy down and out is wanneer jy moeg is wanneer jy moedeloos is wanneer jy in jou kamer toesluit, is wanneer jy voel, jy is nie goed genoeg nie. Dis die tye wat God hier kom en jou leer en jou voorberei vir dit wat voor lê. Want ek weet nie van jou nie, maar ek weet my lewe sê, die beste lê nog voor, want ek is besig om voor te berei vir dit wat God in my lewe wil bewerkstellig. Ek wil klaarmaak asseblief.
Die Bybel sê, jy moet elke dag jou kruis opneem en hom volg. Klink nou moeilike opdrag. Ek het myself die vraag gevra, hoe lang of hoe ver het Jesus sy kruis gedra? Kan ek hierdie antwoord gee? Volgens grafiek is het 2,1 kilometer die Via Dolorosa. Hoe lang? Kon het seker 2 of 3 ure gedoen het met die kruis op sy rug. Tot wanneer? Totdat hy gesterf het. Pastor, wil jy sê, ek gaan my kruis op my rug dra totdat ek sterf? Ek weet nie of wil jy nie. Maar ek het gesterf. En ek is begrawe in die doop en die dood. Ons gaan dit vanaand doen. Dis sover ek my kruis gaan dra tot ek nie meer heers nie. Want jy sien, solang as dinge oor my gaan, solang as dinge oor ek gaan, solang as ek 'n beheer wil wees, solang as ek die beste wil wees, solang as ek hierdie goed wil doen, kan ek jou waarborg, jy gaan jou kruis optel en dra. Maar dis wanneer jy op my plek kom, waar jy sê, nie wat ek wil nie, maar God se wil. Wanneer jy sê, gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Gaan nie oor wat ek wil hê nie, gaan oor wat hy wil hê. Sê hy nie dan, my juk is sag, en my las is lig. So ergens moet ons op die punt kom, waar ons vra, hoe lang nog? Ek is so bly, dat terwyl ek gestraald voor die Here lê, en hierdie woord ontdek. Dis al vrae wat in my hart ook opkom. Ek wonder hoe ook gaan dit nog gebeur. Ek wonder hoeveel aanslag gaan ons nog moet vat. Ek wonder hoeveel stryd gaan ons nog moet stry. Ek wonder hoeveel beklei gaan ons nog moet beklei. Totdat God Pastor, wat bedoel jy daarby? Totdat ek weet wat God met my lewe wil doen. As jy vandag in die grotte van Adullam sit, nie dat jy sal leer nie. As jy vandag voel, die week met iemand gepraat, sê jy op my, Jesus, ek het baie geld verloor met dit. Toe lag ek die blik en toe denk ek, is lekker skoolgeld. Nee, ons leer kwaai met skoolgeld. Hoekom weet ek het ook al skoolgeld betaal? Maar kan ek het vanmorgen vir jou sê, weet wat is ons grootste probleem? Weet jy wie staan in ons pad? Dat God die eie sê baie vieslik sê gaan vir jou langs jou gaan nie oor jou nie het jy dit gehoor? Het gaan nie oor jou nie Pastor, waarvan praat jy? Ons moet op die plek kom waar ons sê totdat God dan sal ek weet wat hy met my lewe geplan het. Weet wat is die skerigste van alles? Ons hartlik met hier en sê jy, sês, dink jy dis God se plan met my lewe? Ja, miskien, dit kan werk. Of jy hartlik met hier en sê, denk jy dis God se plan met my lewe?
na daai een toe, en kan ek het vanmorgen vir julle sê, gaan sit in die grond, totdat God jou uit jou binnekamer uitroep. Ek het iets geleer in my lewe. Ons is baie keer geneig om te sê, ja, as jy in kat in die donker tyd, die Bybel sê wat in die donker gebeur, gaan in die openbaar vergeld word. Dat is baie waar. So binne in my grot, in die donkerste tyd, is ek besig om God se naam groot te maak. And that will be shouted out from the rooftops. Dit sal in die openbaar opgemaak word. Elke move verbuig, elke oog gesluit. Wil nie niemand moet rondkyk nie. As jy voor hier sit en sê, Here, ek wil klaar maak met myself. It's not about me. Ek wil op U vertrou. En ek verstaan dalk nie die proses nie, ek verstaan dalk nie hoekom ek dalk as koning gesalf is, maar ek sit in 'n grot nie. Maar ek is nie vanmorgen hier om te verstaan nie. Ek is hier om vanmorgen te sê, soos wat Dawid gesê het, ek gaan hier bly, totdat ek weet wat God met my wil doen. As jy vanmorgen voel, jy sit daar, wil jy nie jou hand opsteek na God en ek wil graag saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor omgaan, wat vanmorgen sê, Here, ek voel, ek waggel so lank, en nog niks het gebeur nie. Miskien het ek na te veel mense geluister. En ek wil vanmorgen bid en vra, Here, help my. As jy hand opgesteek het, sal die saam opstaan, asseblief, ek wil graag saam met jou bid. Onze getrouwe God, en Hemelse Vader, ek kom vanmorgen na U toe in die wonderlijke naam van die Seun, Jesus Christus. Ek wil vanmorgen kom en sê, Here, ek is jammer oor al my planne. Ek is jammer oor al my denkrichtings. Ek is jammer, Here. Die enigste ding wat ek wil beskerm, is die wysheid van God. Here, ek gaan vandag in hierdie grond inklim en ek gaan hier sit, totdat ek weet wat God met my wil doen. Here, ek wil my binnekamer ingaan, totdat ek weet wat God met my wil doen. Here, ek wil op U vertrou, totdat ek weet wat U met my gaan doen. Here, ek verstaan nie die plan nie, maar ek glo en ek verklaar vanmorgen, ek gaan hier bly, totdat ek weet wat God met my wil doen. En Here, dankie dat ek vanmorgen kan sê, ons is die kinders. Ons is in afwagting op U. Here, dankie dat U ons deur hierdie skool vat, dankie dat U ons leer. Dankie dat U ons lei. Here, al vat het 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, ek weet nie. Maar Here, ek gaan op U wag, totdat ek weet wat God se plan met my lewe is. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos U nie. En ek kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte.
in Jesus wonderlike naam. Die volk van die Here sê, Amen. Ek het die sitplekke neem, die musiekante vraag na vore kom, terwyl die laaste gedagte met die deel. My seun het so rukkie terug, hele ruk terug toe ons nog hier in die huis gebly het, toe hy het 'n pel in sy kamer. En julle weet hoe gaan dit as die pelle daar is. Dan is die musiek so bietjie harder as normaal, want hulle druk ons die limits, hulle ons. En hy skree uit die kamer uit vir my, Pa! Nou hoor ek hom. Dan skree ek, ja. En hy hoor daar tweede keer, Pa! Dan sê ek, ja. Hy skree derde keer, Pa! En hy skree op my. Hy hoor my nie. En hy kom uit, hy sê, kan Pa nie hoor ek roep nie. Ek sê, ek kan hoor jy roep en ek antwoord jou elke keer, maar jy kan nie hoor, ek antwoord nie. Want die musiek in jou ore is te luid. God hoor jou as jy roep. Maar as dit wat in jou ore is, nie dalk so luid, dat jy nie kan hoor wat God sê nie. Of dat hy jou reeds antwoord nie. Ek het iets geleer, dis in stilte waar God met die meeste leer. Baie keer as ek in stil bly. Dis die tye wat ek leer by God. Amen.